Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar vir elkeen van u wat saam met ons na hierdie oordenkings luister. Baie dankie vir elkeen se terugvoering, dankie vir elkeen se inset wat u lewer. Ons is die Here innig dankbaar dat ons ook op hierdie manier die waarheid van sy woord kan uitdra. Mag dit vir u tot stigting wees, mag dit vir u wees tot opbouing van u geestelike lewe en mag dit u lei na waters waar rus is. Nou vanmôre is die vroutjies aan die beurt. Ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die deegsame vrou terwyl die man nie uitgesluit is nie, want die Bybel noem ook verseker vir ons iets van die man in hierdie vers. Ons gaan kyk daarna Spreuke 12 vers 4, daar staan: 'n deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos 'n verrotting in sy gebeente. Nou vriende, ons weet dat die vrou die een is wat God in sy woord vir ons gegee het. Die Bybel praat van die een wat as hulp vir haar man geskaap is, die een wat onder haar man moet inkom, die sagter een in die verhouding, die een wat ook vir ons baie wys van die liefde van die Here Jesus Christus. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. Dink gou aan die pragtige beeld wat Salomo hier gebruik. Salomo is koning, Salomo dra kroon, die kroon is sigbaar en mense weet dat die een wat die kroon dra is die koning. En so ook sê die Bybel, 'n deegsame vrou is soos 'n kroon vir haar man. Nou hierdie woordjie, 'n deegsaam vriende, is 'n baie besondere woord. Nou van die Afrikaanse vertalings praat van 'n knap vrou, wat nie eintlik vir my die volle betekenis van die woord deurgee nie. Van die Engelse vertalings praat van 'n wife of noble character, wat vir my baie nader aan die waarheid is wanneer dit kom by die verklaring van 'n deegsame vrou. Van die Engelse vertalings praat van 'n excellent wife is the crown of her husband. En die gedagte kom aan ek eenvoudig deur, vriende, dat 'n vrou wat die Here liefhet, is 'n vrou wat eer bring, nie net op die naam van die Here nie, maar ook vir haar man. Ons leef in 'n tyd waar baie vroue hierdie rol vervul en ons dank die Here vir elkeen van hulle wat die Here liefhet, wat hulle man liefhet en wat hulle kinders liefhet en so ook uitleef dit wat die Here vir hulle in die woord opgeteken het. Maar die hartseer ander kant van die munt, vriende, is dat ons 'n tyd beleef waar vroue probeer om 'n sekere merk te maak. Hulle probeer op 'n sekere manier op te tree wat eintlik nie waardig is wanneer dit kom by vrou wees nie. Dit maak my baie keer hartseer. Ek sê vir Ethel dat 'n mens sien al hoe meer, dan kom hierdie vrou met haar 4x4 aangery, sy's oor die stopstraat, sy sal vir jou tekens wys as jy miskien vir haar die hoeter druk. Daar is hierdie gesindheid van bo op 'n sypaadjie stop met die bakkie, probeer hierdie macho manlike gesindheid uitleef. En ek wil vir jou sê, as jy 'n man wil wees, dan mis jy die rol wat God vir jou in gedagte het. Jy is 'n vrou, jy's geskaap as 'n vrou, jy sal sterf as 'n vrou en jy kan nie verander dit wat God dan ook vir jou gegee het nie. En jy gaan of aan die einde van jou lewe die eer en die wonderlike genade beleef van hoe om vrou te gewees het van jou huis en van jou en vir jou man en die wonderlike voorreg te geniet daarvan, of jy gaan aan die einde van jou lewe terugkyk met hartseer en pyn omdat jy nie jou rol wil vervul het soos God dit vir jou in gedagte gehad het nie. Jy sien, wanneer ons kyk na 'n deegsame vrou, dan het die Bybel vir ons 'n hele hoofstuk oor haar, daar in Spreuke die 31ste hoofstuk. Daar staan baie duidelik, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Luister vriende, 'n deegsame vrou, 'n vrou met 'n goeie karakter, is meer werd as geld. Dis meer werd as goud en silwer. Hoeveel skatryk mans het miskien 'n vrou waaroor hy bekommerd is? Hy weet nie wat doen sy nie, hy weet nie waartoe gaan sy nie, hy weet nie wat se plekke besoek sy nie. Hy weet nie hoe haar optrede gaan wees as hy by die huis kom nie. En daarom wil ek vir jou sê, goeie karakter kan nie gekoop word nie. 'n Deegsame vrou, vriende, krappe mense onder elke bos uit nie. Daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal kyk na wat die woord sê, dat 'n deegsame vrou is so skaars, maar is so kosbaar ook in die tyd waarin ons onsself bevind. Die Bybel sê 'n deegsame vrou is 'n vrou en haar man se hart vertrou op haar. Dit is asof hierdie man eintlik met haar spog. Hy praat van haar in die poort, hy praat van haar by sy vriende en hy sê, luister, ek het hierdie besondere vrou en ek is lief vir hierdie vrou. Want sy is 'n vrou met 'n goeie karakter. 'n Vrou wat eer bring op my naam en wat haar huis goed bestuur. Is so kosbaar as ons gaan kyk na hierdie Spreuke 31. Daar staan, sy maak haar mond oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Dis wonderlik as ek so deur die boodskapies werk en ek dink aan sekere vroue wat ek leer ken het in my bediening en ek sê, Here, daardie een en daardie ene voldoen so aan hierdie prentjie. Maar aan die ander kant is daar weer baie wat ek moet sê, Here, U weet
dat hierdie vrou vir haar man 'n verrotting is. Haar man is eintlik skaam om haar saam te neem. Sy maak wat sy wil, sy doen wat sy wil, sy sê wat sy wil, sy staan in die môre op en sy tree op volgens haar nikke en grille en volgens haar emosie, en daar is geen stabiliteit in die huis nie, omdat geen stabiliteit in haar lewe is nie. En daarom wil ek vanmôre by jou pleit, as jy 'n vrou is en die Here het jou geskape en jy's getroud en jy het 'n man en jy het kinders, wil ek by jou pleit, wil jy nie maar die woord gaan bestudeer en kyk hoe 'n deegsame vrou daarna uitsien nie. 'n Baie goeie riglyn om te volg is om daardie Spreuke 31 te gaan lees, en dan ook in die boek Efesiërs, die 5de hoofstuk, waar die Here praat oor die rol van die man en die vrou. En hier aan die begin van die nuwe jaar wil ek jou vra, wil jy nie maar aanmeld en sê, Here, ek wil die vrou wees wat U in die eerste plek wil hê ek moet wees. Ek wil 'n vrou wees wat eer bring op my man se naam. Ek wil 'n vrou wees wat my kinders sal lief hê en dat ander sal sien dat my gesin, die geliefdes wat die Here aan my toevertrou het, vir my belangrik is, en ek wil hulle graag eendag saam met my in die heerlikheid hê, sodat ek die Here daar ook kan verheerlik. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, dat ons hierdie saak sal ondersoek, veral in die moeilike tye waarin ons onsself bevind. Ons leef in 'n tyd waar vroue reken hulle moet veg vir hulle regte. Hulle reken hulle moet veg, vriende, vir 'n plek in die samelewing. Hulle moet veg vir 'n plek in die huishouding. Nee, die Here sê, sy is die sagter een. Sy is die een wat onder haar man inkom. Sy is die een wat hierdie gesindheid uitleef van die Here Jesus Christus. En sy is die een wat met hierdie goeie karakter, met hierdie uitnemende kwaliteite haar huis kan opbou en kan versorg, en hulle kan lei na waters waar rus is. Mag die Here ons genade gee, en besonder vir u as dames, dat u die woord sal bestudeer. Weet, ons bid vir u en vir elke deegsame vrou. Ek dank die Here vir u. Mag u karakter en u lewe en u voorbeeld van krag tot krag gaan, sodat ons saam kan groei, kan groei in die allerheiligste geloof, en so die Here kan verheerlik in 'n de mekaar samelewing, waar mense nie meer hulle rolle kan onderskei en raak sien nie. Mag die Here ons wysheid gee, mag ons die waarheid van sy woord raak sien, wat ons ook in hierdie opsig onderrig, en mag die Here in alles verheerlik word. Baie seën, baie groete, mooi dag vir u verder, tada.